Aan die einde van ons program lees ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Handelinge hoofstuk 21 vanaf vers 17. Paulus besoek vir Jakobus. By ons aankoms in Jerusalem het die broers ons hartlik ontvang. Die volgende dag het ons saam met Paulus na Jakobus toe gegaan. Al die ouderlinge was daar teenwoordig. Paulus het hulle gegroet en in besonderhede vertel wat God deur sy diens onder die heidene gedoen het. Toe hulle dit hoor, het hulle God geprys en vir Paulus gesê: "Jy sien broer, hier is duisende Jode wat gelowig geword het, maar almal onderhou die wet van Moses nog stiptelik. Hulle het gehoor dat jy al die Jode wat onder die heidene woon, leer om die wet van Moses af te sien, Jy sou hulle geleer het om nie meer hulle kinders te laat besny nie en om die Joodse gebruike te onderhou nie. Wat moet ons nou doen? Hulle sal beslis te hoor kom dat jy hier is. Maak nou soos ons vir jou sê. Hier by ons is daar 4 mans wat 'n gelofte afgelê het. Neem hulle saam met jou vir die reinigingshandeling en betaal die koste daarvan, sodat hulle hare kan laat afsny. Dan sal almal weet dat nie een van die gerugte wat oor jou versprei word waar is nie, maar dat jy self die wet onderhou. Ons het tog al vir die gelowiges wat vroeër heidene was, laat weet van ons besluit dat hulle nie vleis wat aan afgod geoffer is, en die bloed en 'n dier wat verwrig is moet eet nie, en dat hulle onsedelikheid moet vermy. Die volgende dag het Paulus die manne geneem en die reinigingshandeling saam met hulle verrig, uit tempel toe gaan en kennis gegee op watter dag die reiniging verby sou wees, wanneer die offer vir elkeen van hulle gebring sou word. Vers 27. Paulus word by die tempel gevange geneem. Toe die 7 dae van reiniging byna om was, het die Jode van die provinsie Asië vir Paulus by die tempel gesien. Hulle het die hele skare aangehits en vir Paulus gegryp. Israeliete kom help, het hulle geskreeu. Hier is die man wat ons volk die wet van Moses en die tempel oral aanval. Nou het hy boonop nog Grieke in die tempel ingebring en hierdie heilige plek ontheilig. Hulle het dit gesê omdat hulle van tevore vir Trofimus van Efesus saam met Paulus in die stad gesien het en gedink het dat Paulus hom in die tempel ingeneem het. Die hele stad het in beroering gekom. Die mense het saamgedrom, vir Paulus gegryp en hom in die tempel uitgesleep. Die deure is dadelik agter hulle toegesluit. Die mense wou hom net doodmaak. 'n Boodskap is toe na die kommandant van die Romeinse garnisoen toegestuur dat die hele Jerusalem in oproer is. Hy het onmiddellik met die soldate en offisiere na die oproer toe gehardloop. Toe die skare die kommandant en sy soldate sien, het hulle opgehou om vir Paulus te slaan. Die kommandant het na Paulus toe gegaan, hom gevange geneem en bevel gegee dat hy met 2 kettinge geboei moet word. Daarna het hy probeer vasstel wie die man is en wat hy gedoen het. Die skare het so de mekaar gekreeu dat hy in die lawaai nie kon uitvind wat presies aan die gang is nie. Hy het toe beveel dat Paulus na die kaserne toegevat moet word. By die trap van die kaserne het die gepepel so saamgedrom dat die soldate Paulus moes dra, want die mense het agterna geloop en geskreeu, weg met hom. Vers 37. Paulus verdedig homself. Net voor hulle Paulus die kaserne wil inbring, sê hy vir die kommandant: "Mag ek u iets vra?" Daarop sê die kommandant: "Ken jy Grieks? Dan is jy nie die Egiptenaar wat 'n rukkie gelede in opstand gekom het met 4000 terroriste in die woestyn ingetrek het nie." En daarop antwoord Paulus hom: "Ek is 'n Jood van Tarsus in Cilicië, 'n burger van 'n belangrike stad. Laat my asseblief toe om die volk toe te spreek." Die kommandant het ingewillig en Paulus het op die trap gaan staan en met sy hand vir die mense gewys om stil te bly. Toe dit baie stil geword het, het hy hulle in Hebreëus toegespreek. Hierdie gedeelte dan, Handelinge 21, vanaf vers 17 tot by die einde van die hoofstuk, waar Paulus die evangelie verkondig, maar ook telkens om vasloop in die gereg, of in die mense se oordeel. En ons besef baie keer dat ons
terugstaan en nie die evangelie verkondig nie. Of as ons dit doen, dan ook teenstand kry. Miskien nie in die mate wat Paulus het gekry het nie, maar dit het baie keer ons weerhou daarvan om dit die volgende keer weer voluit en met vrymoedigheid te doen. Paulus leer vir ons dat telkens ten spyte van teenspoed, terugslag en moeilikheid moet of die mense van die kerk, of van die gemeenskap, of van die gereg, hy aangehou het om die evangelie oral en altyd by elke geleentheid te verkondig. Dit is ook ons 'n goeie voorbeeld, net soos Christus gemaak het, om die evangelie oral en altyd aan alle mense te verkondig. Ja, baie keer uitdagend, want ons weet wat die gevolge daar kan wees. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.